Dan wees jezelf. Sê wat je wil sê. Obvious, gaan ik ons wel uitvolgen. Dan gaan ik ons maar weer respect. Ik voel dat ik nog een mensen aanvallen. Dat is een goede intentie voor een conversation om mensen aan te vallen. So ja, met ons begin. Is hier recht? Dit is erin? Daar zijn. Zodat de mensen kan weer. Daar zijn. Right. Okay. There we go. Die brillen en die goedjes op die tafel sal jy verskil. Nee meneer, dat maak jy verskil. Right, ons staan nie. Goeiemiddag, goeiemôre, goeienaand familie en vriende, hoop het gaan goed met julle. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. En ons is besig met die tema Taking Hands. En ons is derde gas hierso, die hoof van Kloetisville Laerskool. En dis meneer Kibedu. Dis korrek, ja. En my ondervinding met Kloetisville Laerskool. Ek het die skool gegaan, in Eikenstraat gebly. Daai tyd toe was dit nog 'n hele different setup. Wat ons nog skool gegaan het hierso. Die annekse wat daar afgegaan het. Daar was annekse. Die skoolstrukse was heeltemal completely different. Meneer Samuels, meneer van Rensburg. Ik kan niet nog willen namen komen, maar dat was die donkie. Anthony, meneer Bennett. Daar is meneer Bennett, yes. So, dat was die mensen wat voor ons kom leren waardes. En ons het ook, nie net hulle nie, maar allemaal, juffrou Engelbreg. Ons het baie geleer by hulle as kinders. En die hele dynamika het completely verander. Hoe dinge nou deesdae werk. Ons was nog daai tyd was ons, as ons laat gekom het by die skool, dan het ons nog pak gekry. Pak gekry, sommer een van die banke, ou banke wat gebreek is, daai strips, dan word ons daarmee geslaan hier voor in die hek, by die hek. En jy kan nie gaan klaar by die huisie, want dan is dit nog erger. Ja. Want dan kry jy nog by jou ouers ook pak. So, daai was my ondervinding met die skool hierso en dit was nice. Die dakkies is nie meer groen nie. Yeah. Dit was groen dakkies genoem destyds. Die skoolklere is nog groen. Ons het probeer bly met die klere van die skool natuurlik. Skool was ons maar bekend as 'n groen skool. Yes. So ek het juis in daai tyd gekom. Ek het met meneer Bennett, met meneer Samuels, ek het met al daai menere het ek my skool gehou. Ek het juis in die plek van die Van Engelbreg het ek begin. Okay. So ek het ook begin maar met die annekse. Ek het daar begin. So ek is 'n goeie, ek dink 22 jaar by die skool. Nee. Ja, ek is 'n goeie by hierdie skool. Bliksem. Ja. Ons val sommer met die deur in die huis, ekskuus tog. Van waar kom jy? Ek is eintlik van Jamestown. Okay. Maar my ouma was woonagtig in Kloetisville. Ek het as kind het ek naweke gespandeer by my ouma in Kloofstraat, Seeflats, nommer 7. Ja. Ja, dis wat ons voordat my pa het toe destyds 'n huis gebou in Heinstraat en ons is daar uit die Kloofstraat is op Heinstraat toe. Yes. Maar my ma is mos maar nou van Jamestown gewees. So ek is van beide. Ek sien myself as 'n boerling van Jamestown, maar ook 'n boerling van Kloetisville. Nice. As ek ook nou moet reflekteer ten opsigte waar ek groot geraak het en waar ek gespeel het aan die dag. En hoe die gemeenskap destyds was, praat spesifiek van Kloetisville. Kon jy beweeg het oral. Yes. Vandag kan 'n mens nie meer oral beweeg nie. Dit is 'n bietjie gevaarlik, nie almal ken meer mekaar nie en so. Destyds was dit maar mense was maar baie en ek dink die sport het baie te doen gehad daarmee. Die sport het mense bymekaar gebring en dit het mense ook mekaar laat leer ken. Ja. So as jong man moes jy sport gemaak het. Jy moes of sokker gespeel het of rugby of maar sport sou jy gedoen het. En met dit dink ek het mense mekaar geken en ook natuurlik waar hulle vandaan gekom het. Dan nou ons mense kom ons maar almal oorspronklik uit die dorpe. En daar was hulle mos maar nou geplaas, Jamestown, Kloetisville, Idasvallei en so voort. So ek dink met tyd het dit baie meer vervreemd omdat
mense meer groot geraak het in een gemeenskap, maar verskillende gemeenskappe, nog altyd deel van Stellenbosch, maar deel in Kloeterswil, deel in Zuidoost. En ek dink die geskiedenis van ons mense van Stellenbosch en daai bond is later in 'n bietjie, omdat dit vergroot het natuurlik. Mense kan verstaan ook natuurlik, met tyd moet dinge verander, dit is mos maar wat dit is. Maar ek dink daai is 'n mens regtig gaan kyk na die geskiedenis 'n bietjie ten opsigte van die dorp self en kyk na die uitdagings wat ons vandag het, dan is dit eintlik moeilik om terug te dink en te dink dat jy sou nie so iets in die toekoms verwag het dat goedjies gebeur soos wat dit maar in ons gemeenskappe uitdagende goedjies wat wel in ons gemeenskappe plek vat vandag, dat dit ooit so plek vat nie, want jy kon enige en die anties het vir jou gesê, maar jy is toch aan het laat? Ja. Jy moet so laat by huis kom. Yes. Kyk die wag vir jou. Nou as iemand in Pynstraat vir jou sê, kyk die wag vir jou. Ja. In Kloofstraat. So mense het mekaar net eenvoudig geken. Ja. En ek dink dat het die gemeenskap sterk gemaak destyds, omdat soveel mense mekaar geken het. Meneer Kibero, welkom by Wisdom of Solomon. Dit is vir ons 'n eer om vir u deel te hê van hierdie series. As jy almal wat ja sê nie. En ek spreek nie meer oor die skole wat ek dalk self nie geproud sit het. Ek spreek nie meer oor die persoon wat gevoel het nee, maar hulle het nie nou tyd vir dit of hulle sien nie nou kans vir dit nie. Dit is nie maklik soos ek sê, maar u het gevoel die inligting moet uitgaan. Om 'n bietjie terug te kom na u, toe u is 22 jaar by hierdie skool. Ander skole skoolgaan? Ja, ek was so 'n bietjie ver pad geloop voor ek hier natuurlik my tuiste gevind het, weer terug eintlik waar ek vandaan kom, as mense dit so wil sê. So ek het 'n bietjie, ek was Atlantis, ek was 'n bietjie Mitchellsplein, ek was gewees Lindelani, ek was gewees George Outeniqua. So ja, onderwys het my redelike pad gevat en maar ek reflekteer en ek sê altyd vir die kollegas wanneer so 'n bietjie gesels, dan noem ek vir hulle dat sommige van hulle is baie blessed omdat hulle het net een skool waar hulle aansoek toe gedoen het. Yes. En hulle permanent daar geraak. Ek voel ek was blessed omdat ek was by 12 skole. Sure. Voordat ek by Laerskool Kloeterswil my tuiste gevind het, soos ek sê. Maar ek dink net dat ek het so baie geleer, van elke personeel is uniek. En ek dink daai sal ek altyd met my vat en my kollegas in die Weskaap en het ek baie kollegas as ek dit so kan noem, omdat ek by soveel skole was. Ja, so ja, 12 skole. Ek is nou 28 jaar in die onderwys. Sure. So ja, tyd loop vinnig aan as ek het nou die dag begin en ja, ek is al die 28 jaar Sure. in die onderwys. U is woonagtig nou? In Jamestown. Familie, vrou, kinders? Ja, ek het vrou Natalie en ek het my oudste seun is in Amerika. Okay. Hy het 'n studiebeurs gekry en hy speel sokker daar. Juist die beurs gekry as gevolg van sokker. Nice. En dit is wat ek probeer uitleef met die jong mense om hulle te sê, daar is ook ander goed wat 'n mens kan doen. En dat die wêreld is nie meer net hier nie. Die wêreld is oop. Ja. Vir my voel dit, ja, soms mis 'n mens hom, maar ek kan nie foon optel, ek kan nou met hom face to face en gesels met hom en jy weet, en 'n mens wil dit net oordra aan die ander, ook daai opportunities wat daar is. Maar mens moet werk na dit toe en 'n mens moet onthou dat jy moet responsible optree en sorg dat jou akademie moet, want dit is goed waarna mense kyk, maar daar is soveel geleenthede daar buite. Dit is maar een van die geleenthede wat daar is, maar die veld is so groot en so oop en ek dink aan die einde van die dag moet ons jong mense net besef dat opvoeding by 'n laerskool is so belangrik, want dit lê die grondslag vir jou en hier probeer ons met baie min resources probeer ons nog altyd vir jou daai geleentheid gee in sport en kultuur. Ons het Jamestown Sounds hier, is amazing om te sien. Ons kinders speel musiekinstrumente, hulle blaas saxofoon, hulle speel klavier en dis die tipe van goed wat ze hier probeer doen, sodat mense kan sien, daar's ander, jy kan in die musiekwêreld ingaan met dit. Hulle skryf nasionale eksamens
skryf hulle by universiteite. Dit is kinders wat op laerskool is, op hoërskool is. En hulle doen so goed. So mens wil graag net vir hulle sê dat hulle moet aanhou en hulle moet daai positiewe ingesteldheid hê, ongeag met al die ander goedjies, die uitdagings wat daar is daar steeds 'n uitkoms vir ons, dink ek, dat daar steeds 'n uitkoms vir ons as ons net regtig daarop wil fokus en eerder nie wil fokus op die uitdagings. Ons het altyd verskonings. Yes. As vergeet die opportunities wat daar is en wat ons miskien in daai tyd nie gebruik het nie. So ja, so my familie en het ek nog gesien, jongere een 12 jaar en dan het ek 'n dogtertjie van 15 jaar. Okay. En hoe is die journey vir pa wees in die getroude lewe as ek dit so mag? Ag, ek enjoy het. Ek enjoy het, ek het nou, ek word ek nou een van 12 en een van 22, so daar is 'n groot difference. En ek het nou, mense sou altyd wil dink dat dit sou jy sou jou kinders dieselfde groot maak, maar dit werk nie so nie. Dat elkeen van hulle hanteer jy my uniek, want hulle is uniek, hulle sal nooit dieselfde wees en dit het ek baie gou agtergekom. En so ja, nou moet jy dink, jy weet alles nou, want jy was nou al deur al, maar met tyd dan besef jy, nee, wat, dis weer 'n ander tipe van 'n opvoeding en 'n ander tipe van wys hoe en 'n manier van dinge. Maar tyd doen dit, tyd dinge verander. Ja. Maar vir my persoonlik, dink ek geniet dit. Ek is blessed, ek voel ek is blessed in that way. So ja, ek geniet die familie. Om hoof te wees van 'n skool is baie pressie, groot verantwoordelikhede. As jy goeie spanne dan maak dit veel 'n bietjie makliker. As meneer kyk na meneer se persoonlike lewe met die kinders, die een van 12 jaar, gaan die hoof huis toe? Nee, ek dink dis 'n moeilike enetjie daai. Soms sê hulle die hoof is by die huis. Maar ek dink meeste van die tyd probeer ek die hoof by die skool los. Ek dink dat daar's ander mense wat daai rol in hulle lewens vervul, die prinsipaal van die skool wat hy is. Yes. Ek is nie die prinsipaal by die huis nie, maar daar is mos man, die prinsipaal kom ons nou en dan deur. Ja, hulle sê soms dat dit so is, maar ek probeer die twee, my beginsels is altyd dieselfde wees. Maar ek probeer die twee skei dat dit is my seun en nie 'n leerder nie. Ek is 'n ouer en nie die prinsipaal. Ek bestuur ook nie die huis nie. Ons almal is saam daar, ons almal dra ons deel by. Soos ek sê, ons reëls en dit bly maar dieselfde beginsels. Ja, so omdat ek 'n prinsipaal is ek maar seker maar 'n bietjie strenger as maar ek dink almal is streng. Ek dink almal is, maar ja, hulle sê my soms as ek so streng is, die hoof het weer huis toe gekom. Meneer Kibedo, soos ek nog hier in die portaal gestaan het, julle is 'n baie jong span. Baie. Die groep wat saam met u werk. Ek sê nie wat vir u werk, wat saam met u werk. Dit is net vir my waar ons is almal in equal sien. Dis hoe ek dit sien. Met jong mense het die ziel, hulle het die eagerness, hulle het die drive. Maar soms kan hy drive, die eagerness vir hulle vat tot op 'n punt wat hulle daai vergeet, want dan verloor hulle self 'n bietjie. Hoe maak u seker dat hierdie span nie hulle self verloor nie? Want dit kan gou kop uitsteek. Ja, ek moet sê ek het 'n span wat lekker saamwerk. Nice. En ek dink 'n mens moet maar die balans kry tussen 'n mens wil mos vir hulle gee opportunities. Ja. En mense is eintlik dankbaar ook dat hulle wel daai geleenthede ook aangryp. Yes. Maar soos jy sê, dit is ook van tyd tot tyd ook nodig natuurlik om net die riglyne ook net weer seker te maak almal verstaan die riglyne waarteen ons beweeg en wat verwag word van ons. Ek dink een van die goedjies wat vir my en ek dink die personeel weet dat hulle lyk jong, hulle lyk jong, maar ek gaan vir sê hulle het genoeg ondervinding. Daar was 'n tyd wat ons nog jonger was as dit. Okay. Ja, so hulle is jong, maar hulle het die nodige ondervinding
En ons kom al 'n paadjie saam, soos ek vir julle sê, meeste van hulle kom ek nou al 'n hele paar jaar ook mee aan. So hulle, ek dink meeste van hulle verstaan waar's 'n balans en dat elkeen is mos maar nou verantwoordelik vir sy afdeling en ons ondersteun mekaar by die skool. Alhoewel ons vir hierdie geleentheid gee natuurlik, daar is spasie. Please do. Kyk wat jy, maar dit sal altyd moet gekommunikeer word en verstaan word dat dit moet in lyn wees met wat die objectives van wat ons by die skool wil, wat is die missie, wat is die visie van die skool en dan probeer align natuurlik met dit sodat ons weet ons bereik ons objectives aan die einde van die dag. Hoe is dit natuurlijk? Want is baie noises in die buitenkant en soms kan die noises ook van binne afkom. Hoe kry jy die middelpunt om te sê dat ek blok hierdie geraas uit? Het is belangrijk, maar jy sal moet ergens het blok. Jy weet, juist met wat ons ook nou doen met social media, het 'n groot invloed en het raak 'n groot deel van ons lewe. Ek het net van die opinie dat ek is in 'n skool, in 'n skool setup. En daar's reëls. Ek werk vir die government, daar's reëls en daar's regulasies. En alles wat ek doen, probeer ek binne die reëls en die regulasies doen. En ek dink ook omdat dit maklik is vir mense om op social media te gaan en 'n opinie te hê, almal kan dit doen. Maar veral met ek doen net dinge op die manier dat as ek dink dit is nie nodig vir my. Soos I don't have to fight all the battles all the time. So I choose my battles. Ek kan 'n opinie vorm. Ek kan sê wat jy wil sê, dat is natuurlik u reg ook om te sê. Maar natuurlik ook meeste van die tyd natuurlik ongegrond en sorry die konteks. Want jy verstaan nie hoekom dit gedoen word nie. Maar omdat ons 'n government organisation is, het ons ook reëls en regulasies waaraan ons moet voldoen. En sommige kere nie nodig om op social media te gaan en miskien net die geleentheid verder te vergroot en later en laat hy so buite sy nate is dat die mense dit nie meer kan beheer nie. So ek sê altyd vir my ouers so ek het 'n oop deur beleid. Nice. So as u wil weet kan u 'n afspraak met my maak. Ek is ook in die klas in, alhoewel ek die skool nog moet bestuur, is ek ook in die klas in, so moet 'n afspraak met my maak en dan ek is bereid om u te woord te staan ten opsigte en vir u in te lig hoekom sekere goed wat is en waarom is dit en hoekom. En ek dink ook as ons ouer gemeenskap meer nader en nouer en u verstaan, dan dink ek ook sal mense ook verstaan hoekom sekere goed gedoen word wat miskien nie lekker met u sit, die krapperig is. Sommige kere is dit net goed wat gedoen moet word. Yes. Daar's reëls, daar's regulasies, daar's riglyne en waarteen 'n mens moet werk en sommige kere is dit maar meestal wat vir ons lei en meeste van ons besluite word gemaak gebaseer op daardie riglyne wat ons moet nakom. Verseker. Ons het jy weet anders is jy ook maar dan kan jy ook nou nie in die moeilikheid inkom as jy nie die riglyne prosedures volg wat daar gestel is deur die departement natuurlik. Die dynamics is baie different. Jy sê iemand wat in 'n huis in groot word waar hy of sy in 'n kamer in kan slaap. Dan het jy iemand wat hier skool gaan wat in 'n huis in groot word waar daar 4 mense in een kamer deel. Hoe kry jy die middelpunt met hierdie leerders op die einde van die dag? Kyk, dis 'n moeilike konsep waarvan jy nou gesels en dit is ook iets wat ons as in die onderwys en ook met onsself moet meer net vergewis van. Dit is 'n kwessie, ek sê altyd vir my ek sê altyd my nie departement se onderwysers, maar in onderwysers by skole sê ek sê vir hulle baie dankie vir wat hulle doen. Ja. Want en u kan verstaan, ek sê nie ander onderwysers is nie uitdagend vir hulle nie, maar jy kan verstaan die konteks waarbinne ons werk, hoe moeilik hierdie konteks is. So,
waar mense veronderstel dat as die kind van die huis afkom, is die kind gereed om te leer. Hy kan instap in die klas en jy kan van môre sê, hoe gaan dit, en so aan sit, al het jy boek, kom ons werk. Ek dink by ons is dit 'n bietjie meer as dit. Okay. By ons, en ons het mense, gelukkig het ons mense, volunteers eintlik, wat hier soggens 6:30 by die skool is, om pap te kom maak. Ons kindertjies kom van 7:15 tot 20 voor 8, kom eet hulle pap, en jy sal vir jy verbaas hoeveel kinders daai tyd van die oggend al reeds by die skool is. Hoekom? Dis die pap wat beskikbaar is. En daarom is ons so dankbaar vir die voedingsskema. So tweede pauze het nou gesien, hulle het geëet nou. So voordat jy kan begin teach, moet jy eers dink aan 'n klomp ander goed. Ja. Dis die tipe van goed wat in plek gesit is by die skool. Of wat ons probeer in plek sit. Laat die kind dan, you can't teach a child, a hungry child. Yes. You can't. So dit is wat ons in plek probeer sit met die hulp van die mense natuurlijk. Sonder die mense kan ons dit ook nie doen. Wat bereid is om vroeg op te staan en hierdie kindertjies daai kos te gee. En dan het ons natuurlijk weer tweede pauze, tweede bord wat ons hulle gee, gekookte kos wat hulle kry. En dan moet jy ook nog nou praat van die 4 wat slaap, of die 5 of die 6 wat slaap in een kamer. En die spasie wat die lede dan het om sy werk te doen, sy huiswerk te doen. Jy gee hom navorsing, het hulle data by die huis, het hulle foon, is daar computer, jy weet, is daar daardie tipe van goed daar, want ons veronderstel het is daar, maar dat is daar nie. Rekenaar lokale het ons by die skool, so ons probeer so ver as moontlik daai tipe van goedjies in plek sit vir hulle, sodat nog steeds kan nog steeds blootgestel word aan, maar dat die skool die fasiliteite daarvoor verskaf, sodat nog steeds blootgestel kan word. Dan praat ons van, ons weet wat die uitdagings in die gemeenskap is. Ons deel met gangsterisme op 'n daaglikse basis, skietery. My bekommernis en my bekommernis regtig is dat dit amper normaal raak in ons gemeenskappe, dat waar kinders, waar hierdie goed gebeur en kinders nie daarvan af weghardloop nie, maar daarna toe hardloop. Sure. Dit is kommerwekkend. Ons is nie bang daarvoor, ons wil gaan sien wat gebeur. Dit is kommerwekkend. So jy sit nou met daai kind ook, wat nou gisterand gelê en slaap het terwyl daar skietery was, vanoggend op pad skool toe was waar daar skietery was. Ja, so dis die uitdagings wat daar is in die konteks. Jy moet almal saambring. So ons probeer maar baie moeilike situasie of konteks waarvan ons praat. Maar dit moet adres word deur ons teachers en ek dink hulle doen 'n fantastiese werk met dit om te kyk, en ons het ook mos nou al daarom al die hoe sal ek nou sê, die knowledge om 'n kind te identifiseer wat ons sien. Dink die kind, vandag is hier definitief iets nie lekker. Ja. So daai tipe van goedjies moet ons doen, maar ons probeer so ver as moontlik, alhoewel hulle uit 'n verskeidenheid kom, dat ons nog altyd probeer om elkeen van hulle tog met meriete te probeer hanteer. En geleentheid te gee om te kyk hoe ons nog steeds vir hulle kan akkommodeer binne die konteks, binne allerlei omstandighede daar hier probeer ons nog altyd vir hulle daai gee. So ek sê, ons probeer hulle ook die middelweg vind, so as daar nie by die huis is, kan ons by die skool het gee. Wat by die skool is, kry jy weet, maar dat die kind nog steeds blootgestel. Ek het vir jy gesê, ons kinders, byvoorbeeld die musiekinstrumente wat hulle speel. Miskien is dit iets wat die ouers vir jou kan gee, private lessons, maar dit word by die skool deeds, hy staan sound, so ondersteuning. En inkoop in die skole met musiek, het jy nog steeds daai geleentheid en kans om nog steeds cool play, met sport, afrigting, rugby, sokker. Ons het baie partners. Nice. En ek dink aan die einde van die dag gaan dit oor business, is about, as jy met die skool begin, natuurlijk soos 'n besigheid, want ons kan dit alleen doen. Dis baie moeilik en uitdagend. Ons is nou skool vir skool. En ek kan dink al ons fondse, ons kry word gesubsidieer deur die departement, maar enige ander fondse moet ons self, ons moet uitgaan, ons moet hande vat, ons moet mense kry om naskoolafrigting byvoorbeeld doen, om naskool musiekklasse aan te bied,
So ons moet uitgaan en gesels met organisasies wat kan of wil inkoop by die skool en hier is nogal baie van hulle wat inkoop en dit nogal baie werk geverg om hulle hier te kry. Dink die grootste uitdaging nou is om hulle hier te hou. So ons moet sover as moontlik natuurlik daai verband moet ons ten alle tye beskerm sodat daai geleentheid altyd daar sal wees vir ons leerders aan die einde van die dag. Want dit is al wat ons vir ons leerders kan gee is daai opportunities en wat hulle daarmee maak, hoop 'n mens dat dit iets is wat hulle kan saamvat in die toekoms. Exactly. Ja. Meneer sê No fees, school. No fee school. No fee school. So as ek reg verstaan, die kinders wat hier skool gaan, betaal die skoolfooie nie. Betaal die skool vir. Is dit een van die eerstes hier so in Kloetiswil want ek Nee, is heel wat van hulle. Is artikel 21 skole. Baie van die skole afhangende van waar jy is en van jou finansiële destyds het hulle aansoek gedoen vir artikel 21. So die departement het 'n vasgestelde bedrag wat hulle per lede dan vir die skool oorbetaal, maar is verseker dat jy dit gaan kry. In plaas daarvan dat jy 'n skoolfee het, skoolfooie het, maar jy is nie verseker dat jy die geld gaan in nie. Dan sit jy met 'n ander. So ten minste weet jy wat jy gaan kry en daai's wat jou begroting grootliks bepaal hoe jou begroting gaan lyk. So it's just less, but at least you know this is what you're working with. Nice. Ja. Die ouers, al die ouers dra daarvan kennis. Almal dra kennis van ons het by ons en dit was maar nou met ons gesels met ouers. Ons het 'n vrywillige bydrae. So jy kan maar dit is vrywillig. Yes. Dit is nie Dit is geforseer nie. nee, is nie pligtig om dit te doen. So want hulle weet wat die uitdagings is en wat ons wil doen vir die kinders is nie altyd haalbaar nie. Omdat ons moet werk binne daai binne daai begroting, as ek dit so kan stel. So ons wil baie graag baie meer doen vir die kinders en die ouers weet ook dat daar is uitdagings so. Ja, ouers doen vrywillige bydraes en dit is maar geïnisieer deur die beheerliggaam. Nice. Maar dit is nie, het is net baie duidelik stel, dit is nie verpligtend nie. Okay. So daar is 'n bedrag nie. As ons sê vrywillige bydrae in konteks van wat met die begrotingsvergadering laas jaar het die ouers maar nou net so gesels daar rondom. Ons praat van R45 'n maand. Okay. Vrywillige bydrae, so ons praat van kom ons vir 10 maande, kom ons sê vrywillige bydrae is R450. Yes. Dit is verstaan mooi, dis nie 'n skool vir jou nie. En dit is R45 per maand vir 10 maande. Yes. You know. En maar wat ons daarmee kan doen is ons kan meer goedjies vir hulle in plek sit. Al ons klaskamers het nog nie whiteboards en ons overhead projekte sien. So ons wil dit ook insit in al die klasse en al ons klasse wat op die stadium nog nie daar is nie. So dis 'n tipe van goed. Sport. Ons betaal vir busse, vir voer en so voort. Duisende rand. Ja. Dit kos vir ons. So dit is aanvullend alles tot daai kan ons daai bekostig. As ons met die gevaar in Kloetiswil moet ons nou van vervoer gebruik maak van die skool af na die sportgronde toe. Jy verstaan iets wat absoluut buitengewoon is. Ons het met die kinders hier afgestap. Nou het ons weer vanmiddag na weet wanneer jou kar het gebly staan by die skool. As ons weer opgestap, ons kan nie meer vandag nie, so 'n bietjie is te gevaarlik. As die kinders iets hoekom wat hulle skool verantwoordelik. So dit kos vir ons byvoorbeeld net om 'n voorbeeld vir u te maak ten opsigte van no school fee en vrywillige. Hoekom doen die skool? Hoekom vra die skool af vir 'n vrywillige bydrae? Hulle kry mos geld van die departement. Dit is nie genoeg. Dit sal nooit regtig waar. So ons wil soveel meer vir die kinders doen. Maar dan hiervan, as ons hier vandaan af transport kry tot 'n 60 seater bus tot by die sportgronde on en terug kos vir ons R3000. Sure. So u kan verstaan. So as ons 'n taxi vat van hier af tot by Rietenbos vir ons rugbyspan, dan kos dit vir ons R300. Ja. Dit kos ons geld. Yes. En ons kan nie dat finansies geleenthede wegneem van ons kinders. So ons moet dink aan alternatiewe maniere hoe ons funksies en so voort
funksies is ook nie meer vandag wat funksies was in ons tye nie. Maar mense kan ook verstaan die ekonomiese baie van ons ouers is werkloos. Is enkel ouers. So daar's ook die regtig waar 'n groot invloed van gelde nie, jy weet. So ja, mense kyk maar na al hierdie goedjies en dan moet jy gaan kyk en buite die boks maar dink van hoe jy gaan finansies bymekaar skrap. Om nog steeds daai geleenthede, so ek vir jy sê, vir ons kinders nog steeds te gee. Nou vir skool, hoeveel kinders is hier so huidigelik? Ons het 600, het wissel mos maar, kinders kom in, gaan uit en so voort. Ons het so 638 kinders by die skool. Hoeveel kan julle accommoderen? Ons is seker gebou so 750, 800 kinders. Okay. Ja, destyds is die skool waarvan jy praat, was gebou vir 1004, 1002, 1004. Yes. Maar onthou dat hierdie skool is ook mos nou dit is ook my staan bekend as die moederskool. Hierdie skool. Hoekom is hy die moederskool? Hy is die eerste skool, hy is die oudste skool in Klosterwil. Uit hom uit was gebore, jy moet dan hou. Die hoërskool, toe hulle hoërskool bou, was van die personeel en die leerders wat hier vandaan af gekom het, oorgeplaas daartoe en so het hy gebou tot in matriek. Dieselfde het gebeur met Pieter Langeveld, van die opvoeders wat hy was en die leerders daartoe. Ritenbos dieselfde, van die opvoeders en leerders daartoe. En daarom staan hy bekend as die moederskool. Want eintlik is al 3 ander skole is eintlik gebore uit hom. Yes. Want die staf en die kinders was eers destydse kinders en staf was oorgeplaas gewees. Okay. Na die ander skole omdat hy was te groot. Hy was te groot. Ek dink hy is destyds geloof 1-4. As ek reflekteer en terugkyk na in September was destyds met die atletiekspan hy was so groot poster gewees. En as ek daarna kyk, dink ek, atletiekspan, dis 'n massiewe atletiekspan. Dat is 'n klomp kinders wat daar is. Ek skat hulle seker by 200, 300 kinders wat deelgeneem het aan die atletiek. Maar omdat die skool so groot was. Yes. Omdat die skool so groot was, ja. Maar met die bou van die nuwe skool is hy natuurlik anders gebou, omdat daar reeds 2 ander skole moes toe wel klaar was. Yes. Ja. Wat in die skole gaan huidiglik, die kinders wil nie meer skool gaan nie. Hoekom nie? Ek dink kinders wil nie meer skool gaan nie. Ek dink kinders vind dit uitdagend om in die skole te wees, omdat daar so baie dinge rondom. So mense moet regtig gaan kyk na wat stoot hulle regtig van die skool af. Ja. Is dit die skool self per se, of is dit dalk dit wat buite die skool is? En 'n mens kan nie een of die ander eintlik sê dat is die rede daarvoor nie. En daarom is dit so belangrik dat ons moet hande vat. Ons moet hande vat, die gemeenskap, die ouers, gemeenskapleiers en die skool self moet hande vat. Of jy nou nie wil skool gaan nie, jy is maar skoolpligtig. So dat verander die hele ding. So jy as ouer is verantwoordelik om die kind toe te sien dat die kind by skool is. Ons by die skool is veronderstel om toe te sien dat die kind 'n akademie ontvang. Wat die heel beste is wat die skool kan bied. So daarom moet ons hande vat en sê, as daar 'n kind is wat dan nie wil skool toe gaan nie, wat is die uitdagings? Ook wanneer het die kind dan nou nie meer in die lief geraak vir skool nie? Wanneer het hy dan nou nie meer lief geraak vir sy maatjies nie? Want waar is sy maatjies dan? Sy maatjies in die skool. So hoekom wil hy weer, wat is die rede dat hy weer by die huis wil wees? Is dit een of ander? Maar selfs wat dit ook al is, moet ons almal saamwerk. En daar is ondersteuning ook by die departement ook, om te kyk na kinders, social services is daar is so baie organisasies buite, wat bereid is om te help, wat bereid is, ons het 'n organisasie by die skool Kula. Die Kula groep. Yes. So hulle koop in, hulle ondersteun vir ons, hulle help vir ons. Juist met daai kinders wat nie wil skool gaan nie, uit te vind. Wat is dit regtig wat jy hoekom jy nie? En dan probeer hulle met die skool, met die ouers werk, dat ons kan kyk, hoe kan ons die kind terugkry by die skool? Ons gee vir hulle die nodige inligting en informasie.
se 2-3 kinders wat nou 2-3 dae nie meer by die skool is nie, weet jy, dan gaan hulle uit, hulle klim in hulle kar en hulle gaan ry binne in die gemeenskap. Hulle gaan sien die ouer daar, en sommige kere werk hulle ook met die ouers. Yes. En hulle bring daai en ons deel in verligting en ons probeer werk aan oplossings om dit makliker te maak vir kinders om in die skool te bly, want dis waar kinders moet wees. As kinders nie in die skool is en dan sien dit in ons gemeenskap. Kinders raak al hoe jonger wat betrokke raak by goed wat hulle nie veronderstel is om by te wees. Hulle is veronderstel om in daai skool te wees. Hulle moet daar in daai klaskamer wees en besig met sy taak en sy toets, lees en optel en dis wat hulle moet doen. Yes. So ja, uitdagend, daar is baie van hulle dink ek, of nie baie nie, wat ek van weet ons kinders wat hier uitval. Ons maak 'n plan om hulle terug te kry. Nice. Ons maak 'n plan, ons kontak direk met die ouer. As ons sien daar's nou nie 'n manierie, koela en dan selfs natuurlik die prosesse wat daarna gepaard mee gaan. Maar ons kinders moet in die skool, en veral in ons area, ons kinders moet by die skool wees. Yes, yes. Hulle moet maar eenvoudig. Kyk met baie van die uitdagings, as ek nou moet net reflekteer ten opsigte van wat laat 'n kind voel dat hy nie by die skool wil wees nie. Vir my, en ek dink dit is 'n baie eenvoudige konsep, as ek vir u ook moet vra. As ek vir u 'n boek gee en ek sê vir u lees, maar u kan nie lees nie. Hoe gaan u? En ek doen dit môre weer. En ek doen dit oormôre weer. Die volgende dag is ek in die skool nie. Yes. En nou sê ek sê nie, maar dit is van die goedjies wat na gekyk moet word. Daai tipe van goed. Hoe is die skool vir die kind? By die huis, wat laat mami toe? Wat laat daddy toe? So ek kan maar, hoekom is dit dat 'n ouer sê ek sukkel om die kind by die skool te kry? Ja, ja. Maar jy moet sê mami, jy sê daddy. Jy moet mos hoe klaar jy by my? Ek gee nie om te help en te ondersteun nie. Maar ek vind dit baie moeilik om te dink dat 'n kind vir sy ma of sy pa sê, gaan nie skool toe meer nie. Maar hy's 10, 11 jaar oud. Yes. Hoe het hy tot op daai punt gekom dat hy dink dat hy kan regtig iets soos daai kwyt raak? Jy weet? So dit is moeilike konsep en ek kan nie regtig sê dat ek sê ook nie dat ja, as mami is jou skuld en daddy's I'm not saying that. Maar binne die konteks wat het verkeerd te gaan? Waar het verkeerd te gaan? En waar het die kind die inligting en informasie gekry wat hom of haar oorreed dat sy nie hoef skool te gaan op daai ouderdom nie. Ja. Myne sal weet waar hy staan. Onmiddellik. Ek dink nie, daar sal 'n dag kom wat ons op hy punt gaan nie. Hopelik nie. Mens kan ook nie sê nooit nie. Maar jy weet, dit is goedjies wat ons in plek moet sit en baie streng en duidelik moet oor wees. Skool is goed vir jou. Dit is as jy ergens, if you wanna, dan moet jy in skool wees, man. Ja. Jy moet lees, skryf en jy kan optel. Ons werk daagliks met die goed. Daagliks. Jy gaan koop 'n brood, jy gee geld, jy kry, hoe weet jy die regte geld? Simpel. Yes. Is klein goedjies soos daai, so, jy moet lees. Jy moet tekens ken. Jy ry 'n voertuig. Jy soek 'n plek, weet jy waar? Daar is die bord, maar jy weet nie. So, daar binne daai konteks dink ek, moet ons hande vat en kyk, want daar is baie uitdagings ook. Baie uitdagings. Ons kan kyk na kinders wat nie wel af is nie. Yes. Die skoolskoene en die skoolklere, ek sê op 'n daaglikse basis, jou skoolklere hoef nie te wees nie, man. Ja. Net netjies wees. Skoon wees is al. Daar kom jy, man. En as jy nie het, kom jy nog altyd. Al jy maak seker ek weet daarvan, nie. Dat jy nou nie 'n kans vat nie. Ja. Maar as jy verduidelik, akkommodeer as jy nog steeds, man. Dan moet nie by huis bly. As gevolg het dit. Maar mense kan dink, sommige kere is dit en veral die groter mannetjies, graad 6 en 7's, dit raak vir hulle erge saak as hulle nie die nodige uniform het om skool toe mee te kom. Ja, dat kan ook natuurlik van die faktore wees Verseker. wat hulle dryf. En dan natuurlik die ander faktore buitekant is lekker.
Is dit, is daai, is dat, ek kan dit doen, ek kan hy doen, niemand hoef te hoor. So, dit is ook maar van die ander faktore wat ek beswaar hou. Die storie van word kinders regtig oorgeplaas as hulle dit nou gedryf het Oorgeplaas, na die volgende graad toe, om so te sê. hulle kan, Ja. maar dan word dit aangedui as, dit is nie net 'n oorplasing nie. Ja. Dit, hulle kan oor, hulle het al reeds in die graad geherhaal, en so kan hulle dan oorgeplaas, nie nou meer nie, Ja. in die verlede oorgeplaas, maar met ondersteuning, nie? Okay. So wat beteken dat die kind word wel oorgeplaas, maar daai conversation tussen die vorige opvoeder en die ene waantoe hy gaan, is 'n baie duidelike conversation ten opsigte van waar die kind hom bevind en waar hy geondersteun moet word, waar hy bietjie, nog 'n bietjie uitdagings het met sekere goedjies. So daai word dan deurgegee en binne in die volgende graad word hy kind geondersteun met dit waarmee hy uitdagings ervaar het. Is dit 'n system wat werk of is dit iets net om vir die skool se, hoe kan ek sê, se syfers te laat klop? Kyk, so ek vir even ook gesê het, is mos maar goedjies wat ons moet soos wat deurgegee word deur die departement. So ons moet hom so doen, soos wat hulle deurgee. Ek dink, wat hulle wil voorkom is dat nou, as jy dink in terme van 'n laerskool, jy wil nie 'n kind in die laerskool hê wat 16 jaar oud is. Ek hoor nie. Jy verstaan, hy moes al lankal by die hoërskool gewees het. En dit is een van die goedjies om daai teen te kan te verseker dat dan nou nie 'n 16, 17-jarige 'n seun rondloop op binne 'n skool waar 'n 7 en 'n 6-jarige kind. Dit is te groot. Hy moes al. Dink dis een van die goed wat hulle wil teen werk. En dan as 'n mens ook kyk na tot hoeveel is hy skoolpligtig. So as jy hom hier gaan hou, gaan hy môre mos nie meer skool toe want as hy meer skoolpligtig het. So dit is natuurlik vir my dink ek iets anders. Die terughou vir leerders moet ook vir my sê dat as ek 'n kind terughou, dan beteken dit ek het gekyk na alles en ek het vir myself gesê, natuurlik met kollegas ook gesels en myself gesê dat as ek die kind terughou vir die jaar, gaan die kind 'n sterker kind wees. Dit is hoekom ek die kind terughou. As ek hom oorplaas, glo ek aan dat ek plaas hom oor met die conversation en die uitdagings, die gesprek tussen die twee opvoeders, dat ek ook die kind natuurlik kan help met hy ook. So, om jy weet, dit hang af, ek dink elke een van hierdie goed is maar uniek, hulle is almal uniek, hulle is nie almal dieselfde goedjies nie. Ons het natuurlik kinders ook in die verlede gehad wat akademies was dit maar vir hulle uitdagend, maar ek dink die rede vir dit was ook gewees, die kinders se omstandighede by huis, van so aard dat hy te baie lus vir skool. Hy word ook nie gemotiveer nie. Niemand stel belang daaraan nie. En daarom stel hy ook nie belang aan. So dit is ook iets wat by die huis, die liefde vir lees en die liefde, jy weet, Ja. dit moet gekweek word by die huis, sodat die kind hy kan kom uitleef hier binne in die skole. Anders gaan die kind, dit is moeilik vir die kinders. En dan het ons natuurlik ons uitvalle, en die kinders moet getoets raak, en hulle moet verwys word na spesiale skole of wat ook al, maar dit is soos een van ons grootste uitdagings, ons het nie baie skole wat die kinders kan akkommodeer by ons nie, so ons, die kinders bly maar in die mainstream, en hulle vind dit nogal moeilik. Yes. Ons opvoeders is ook nie eintlik opgelei om daai kinders te help nie, maar ons het hulle geïdentifiseer en ons probeer sover as moontlik nog steeds daai kinders, maar dit is baie moeilik vir hulle om te presteer. Maar ja, dit is wat ons maar probeer, maar ons sal maar altyd probeer en kyk, ons uitweg op die oomblik is om daai kinders te verwys na die Parel Vaardigheidsskool. Maar dit is ook, daai kind moet eers 14 raak, so, Okay. Dit is 'n lang tyd. Yes. Dit is 'n baie lang tyd, waar ons voel dat kinders
dalk miskien gouer kon gehelp geword gewees het en dan dat hulle nog steeds akademies, suksesvol gaan wees. Ek sê almal hoef mos nie top not 100% te wees. Ek praat van ons wil maar kry ons kinders daar waar ons voel hulle het ook 'n geleentheid daarna om ook te aspire om te kan. Yes. Om te kan, hoekom maar nie. Hoekom maar nie. So ja, Voel jy veilig by die skool? ek het 'n probleem by die skool. Ek kom skool toe en ek is altyd van die opinie, ek kom na my werk toe. So ongeag hoe die area is, ek kom na my werk toe. Ek voel nie bedreig by die skool nie. Ek is ook 'n hele paar jaar al in skool, dan baie van die mense in die gemeenskap ken my. En ek veronderstel dat ek nie hoef bang te wees nie. En so ja, ek is nie, ek voel veilig. Awesome. En dit weerspieël ook dan by die mede-kollegas by die skool. Ja, nee, ek dink hulle. So het ek heel wat kollegas wat ook van hier soos 2 opvoeders hier wat ook by die skool was. Wat skool hou vandag. Hier by die skool. So, ek dink dat help ook baie dat die mense het van die gemeenskap wat die skool gegaan het. En wat vandag hier self skool hou. Nice. So ja. Ek is verskriklik trots op hulle natuurlik. Van hulle het ek skool gehou. Kyk, full circle. Ja, so hulle was leier en 'n kollega en so. Sure. U wense vir hierdie skool. My wens vir hierdie skool sal altyd wees dat ons altyd sal probeer om ons beste te doen vir ons gemeenskap. Wat dit is wat die geleentheid op daai stadium sal. Wat is die beste op daai stadium vir ons skool? En ek dink dat ons moet nooit die hoop verloor. Want ek sal altyd hierdie skool, ons kinders sien hierdie skool as die baken van lig in ons gemeenskap. En daarom probeer ons hierdie fasiliteit hou ook soos, dit moet 'n skoon, netjies, lekker environment wees, man. As jy by die hek kom, is jy veilig voel, free. Jy moet kom hardloop, jy moet kom speel daar. Daar spring hulle, daar jy sien hoe hulle besig is, daar so. Jy moet kom musiek doen en so. Dit is dit moet die hoop regtig wees, man, binne ons gemeenskap. En ek hoop dat dit altyd so sal wees en dat dit net self sal groter en groter raak en dat die impak wat die skool op die gemeenskap kan hê, dat ons kinders sal uitstuur wat sê, nee man, daar's ander goed, man, waarmee ons moet aspire. Daar natuurlik daarna toe, hier dan of daarna toe, daar dan of wat doen ons daarna? Yes. Ons kan nie 'n visie hê hier en dan daar en dan loop dit dood nie. Moet hier dan of daan toe en dan wat? En daai geleenthede is wat die skool moet gee. Daai hoop wat stuur hy kinders hier in die gemeenskap, hier na die hoërskool toe, na die tersiêre eendag, maar dat ons vir hulle fondasie gee. Die respek, die dissipline gee, sodat hulle weet dat they are worth it. They worthy. Hulle kan. Hoekom kan hulle dan nie? Wat is daar wat hulle dink nie vir hulle suksesvol eendag maak? Dus dit is nie van waar jy begin is, waar jy eindig. En sommige kere moet jy juist daai omstandighede wat so moeilik is, moet jy juist gebruik om jou te dryf sodat jy eendag daai omstandighede kan verander. Verseker. Dat jy, as jy dink in terme van jy wil ook eendag 'n familie, wat wil jy vir daai familie bied? En dan terugkom en sê, nou wat sit ek in plek vir myself om daar uit te kom, sodat ek eendag dit vir my familie kan gee. Sure. Hoe verander ons kernstyd in hierdie gemeenskap? Van 'n skoolperspektief af. Ja, luister, ons probeer mos maar van die skool se kant af ook maar om positief want as jy nou mooi gaan kyk, almal of die meeste wat in die gemeenskap kom van die skool af. So 'n mens probeer die grootste impak wat jy kan maak
is in die kinders se lewe, né? Jy moet dit hier verander. Wanneer hy uit is by die hek en hy is klaar met die skool, dan het hy nie meer eintlik jy wil hier regmaak sodat jy weet daai invloed liewe nog op buite. Dis So dit is wat ons bedoel. Ons probeer ook positiewe boodskappe uitstuur, positiewe goed te doen. Soos van ons probeer uitbeeld wie van die skool afkom was suksesvol, man. En it's your people, man. Dat kom uit daar vandaan af, man. You know, so daai man, Roger Telemakers hulle gehad, hele tyd en ons raad sy Petersen, man. Het kom van die skool af, man. Uit die gemeenskap uit, man. So hier's goeie goed hier, man. Hier's baie goeie goed in die gemeenskap. Miskien fokus ons net op die regte goed hier. Maar dan ook terselfdertyd moet ons ook kyk in terme van hoe gaan ons watter impak maak ons hier sodat die kind eendag daai akademie het, die kennis het, die know-how het sodat hy daar kan uitkom, by die universiteit kan uitkom, goeie kwalifikasie kry, so goeie werk kan kry. Ja. Want nou een van die grootste uitdagings hier is werkloosheid. Yes. En die uitdaging is die werkloosheid is as gevolg van ons kinders, ons mense is te vroeg uit die skool uit. Die goeie kwalifikasie, sukkel om 'n werk te kry. En as jy 'n werk kry dan, you know, is ook 'n werk wat jy nou regtig waar so goeie geld verdien. So dit raak ook nou, so moet jy nou regtig gaan werk vir die geld. Yes. En as jy nie 'n werk het, wat anders is dan? En dan miskien raak ons betrokke by die verkeerde goed. Ja. So, ons moet vir hulle education invest in hulle, sodat hulle lief raak vir leer en dat hulle self eendag net 'n beter kans kan gee in die lewe. Nice. Ek dink dit is maar al wat is. Laaste vraag, ek noem dit die wisdom session. Is daar hoop vir Kloetiswil? Sinds u gesê het, hierdie moet 'n baken verlig wees, of van lig wees. Ja. Nee, definitief. Ons sal nooit kan sê ook dat daar is hoop nie. Hoop is altyd, dit hang van ons af, wat ons doen in die tyd en wat ons hier is. En wat dit beteken, die hoop en die sukses wat ons kan behaal, om daai hoop terug te sit binne-in, hang van wat ons insit. In ons mindset ten opsigte van dit, en wat is belief in. Ek dink ook ons moet teruggaan na tye soos byvoorbeeld, ek het nou die dag toe ek iets gesien het weer, miskien moet ons teruggaan na die tyd toe sê, daai ouetjie op sy WhatsApp status, waar familie saans gesit het om die tafel en Bybel gelees het. Of as jy 'n ander geloofsgroep is, daar ek vond dit is seker maar dieselfde daar, maar ons teruggaan daartoe. En dat is die waardes regtig waar weer instel in ons kinders. Sodat ons besef dat respek en daai goed is dit is onhandelbaar. Ons moet teruggaan na tye toe waar ons sê ons as gemeenskap gaan nie dit toelaat nie. Ja. Dis ons gemeenskap, wat maak julle met ons gemeenskap? Is miskien tyd dat ons gaan en sê, maar hoe kan ons help, man? Wat kan ons doen, man? Hoe kan ons dit doen? Ons wil saam doen, man. Ons wil almal moet saamleef. Ons wil almal in die gemeenskap woon, man. Maar ons wil lekker wees. Ek sê ja, kom my kinders, hulle sê dit nou al as 'n byeenkoms. As ek sê, ek vra altyd hulle, onthou nie, mooi wees met mekaar, mooi speel met mekaar, mooi praat met mekaar, as sê hulle, lekker wees met mekaar, man. Wees lekker met mekaar, man. Wees dit lekker, man. Want sy kom hier in om te baklei nie, man. Sy, jou ouers stuur vir jou, jy sien toe, omdat dit 'n veilige plek wees vir ons kinders. Baie uitdagings hier, het is baie, het is skool. Ja. Maar ons probeer sover as moontlik sê, maak dit 'n veilige plek, man. Maak dit 'n lekker space, man. Dit hier is, geniet veel, man. Speelpauses doen, daai en daai, maar ook, moenie vergeet, hè. Sy kom leer, nee, ouers stuur vir jou, om te kon leer. So try om dit ook te doen, man. Hy is belangrike goedjies. So, is daar hoop vir Kloetiswil? Absoluut. Nice. Absoluut. Ek sal nooit van die opinie verander nie, omdat ek weet waar Kloetiswil vandaan kom. Jy weet waar hy vandaan kom. En hoekom kan hy nie weer wees wat hy eens was nie? As ons besef, eintlik, jy weet, ons kan dit verander, man. Ja, Maar ons moet hande vat, man. Definitief.
ons moet hande vat en ons moet positief bly. Hande vat, positief bly en ten alle tye probeer om 'n impak te maak op elke lede van die skole, nie net die skool nie. Pieter Langeveld, Ritenbos, ons almal die hoërskool, ons moet hande vat. Ek sê juis dat die skole is nie enkele entiteite nie. Ja. Ons is 'n die skole is ook 'n gemeenskap wat 'n gemeenskap dien. En ons visie en objektief moet dieselfde wees. Ons mekaar ondersteun. Ons kan nie teen mekaar werk nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor hande vat en regtig waar impak maak binne ons gemeenskap. En hoe beter kan jy dit doen as goeie verhoudinge met die skole en 'n simpel iets soos byvoorbeeld sport gebruik om 'n impak te maak. Dit beteken vir hulle wys dat maar ons almal kan dan saam speel met mekaar. Ons compete en kyk hoe lekker compete ons met mekaar. Ons deel 'n plek, ons deel 'n gemeenskap, 'n fisiese area. Maar ons het die uitdagings. Hoe kom ons dit? Hoe kan ons dit? Wat kan ons maak? Maar die hoop sal altyd daar wees. Meneer, ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir u dankie te sê. Dankie vir die, hoe kan ek sê, die kalmte wat u het. Kalmte wat kom met peace, wat soos ons voorheen gesels het van dat u nie geïntimideer word deur die noises. Die noises sal altyd daar wees. Maar u maak seker dat u nie noise uitgee nie. U los 'n impak. U los 'n legacy. Van die mense aan buitekant sal sê jy is mal om by so 'n skool 'n hoof te wees. Iets seker al telke male gehoor. Met nie by die skool homself nie, maar wat om die skool gebeur. Weereens 'n noise. U bly gefokus want u weet wat Kloetiswil in staat in is. Kloetiswil, u het dit dalk gehoor al. Ek wil vandag, soos hulle sal sê, die jong mense die flowers gee. Die erkenning gee vir die goeie werk wat u doen. Dis actually hier, kom ons hier so sit. As om vir u dankie te sê. Dankie dat u aanhou, uithou en sterk staan. Dankie dat u nog die lig sien in hierdie jong kinders se lewe in en hoe u vir hulle bou tot op iets baie groot. U het dit dalk gehoor al. Vandag wil ek dit weer vir u sê en ek sê dit uit die diepte van my hart uit, want soos ek in die begin gesê het, dit is nie maklik nie. U laat dit maklik lyk. En daai energie feed dan af by hierdie jong span wat saam met u beweeg. Die personeellede wat met daai mindset vandag skool toe kom en sê dat joh, alweer met hierdie kind, ek sukkel nou vir, ek het al vir Koela gesê van hom of haar, maar omdat daar so 'n kalmte is, gee dit vir my die ziel om daai aan te pak. Soos u ook voorheen gesê het, min maak u hulle baie. Is nie almal wat dit so sê nie? U bly proaktief wat 'n pluspunt is. Wat sommige skole nie raak sien in hulle self. As ek praat van hulle self, praat ek van die hoof af tot by die personeellede, dit flow down tot by die kinders. Want hulle kan dit feed van hulle opvoeder om te sê, maar meneer of juffrou, ja, ons sien, dis die challenge, ons sien die krag is load shedding vandag. Hoekom is hy so af? Lyk my u krag is ook gedrein. Maar kom ons kap aan. En dit is wat ek sien hier by Kloetiswil. Dit bring my nostalgia moments en ek is bly dat ons skool nog hier is. Die skool gaan goed aan. So dankie vir dit. Ek sê vanoggend vir die vader terwyl ek my prep vir hierdie episode dat ek moet vir u brood gee. Brood om aan te kou en vorentoe te beweeg en positief te bly. Iets baie profound gemensend dat dalk moet ons terugkom na die tye toe, die ou tye was. Om die tafel sit ons breek brood asof gehuisgesin. En ons breek die brood, soos iemand vanoggend van my gesê, ons breek die brood om te eet net nie, maar ons breek brood om lewe te gee. Ja. Ons breek brood om hoop te gee. En dit is waar hierdie vers van John chapter 7 uit die middelvertaling uitkom, was dit uit. En dis die Engelse weergawe dat in your realizing that I am what scriptures are all about, you will discover uniquely for yourself, face to face with me, that you are what I am all about. In rivers of living waters will gush out of your innermost being. En dit is wat u vir Kloetiswil Laerskool gee. Dit stikken aan buitekant, yes. Op face value is dit stikken. Maar wat u nou heeltyd aangehaal het, is wat u in die binnekant sien van hierdie kinders, is wat u in die binnekant sien van
die mede-kollegas is dat daar's 'n face-to-face interaksie met die kalmte wat u het om vir elkeen in die gesig te kyk en te sê dat guys, don't worry, kom ons staan man, ons hou vas, ons vat hande en ons vat hierdie ding aan en I've got your back. Dankie vir dat die innermost meer visible is as die outermost, want iemand wat hier van buitekant af kom met wat gehoor het wat dalk in ons gemeenskap aangaan, sal dalk sê dat, joh, maar dis die Kloetisville wat ek hier sien nie, wat ek sien op die TV of wat ek sien op social media, wat hierin gaan is hoop, wat hierin gaan is lig, wat hierin gaan soos hierdie versie is lewe. So, meneer, ek wil vir julle sê, gaan aan, moet vir nooit vir een oomblik dink dat is nie goed genoeg nie, dit is goed genoeg. Hierdie kinders gaan met hierdie hoop gaan hulle huis toe. Hulle influence hulle ouers. Ek glo daaraan in die diepte van my hart, glo ek aan dat hulle 'n verskil in hulle ouers in bring. Dit is deur julle wat hy lig in hulle sien. So, alle sterkte met die jaar wat voorlê, alle sterkte met wat julle gaan aanpak, alle sterkte vir die projects, alle sterkte vir Kula, vir die sportorganisasie wat saam met hulle pad stap. Ek glo daaraan, dan gaan mense toue staan om, kom vat, om te sê dat ons is hier om te help. Hoe kan ons help? Laaste vraagie, van die spanne wat wil reg staan om te kom help, hoe kry hulle vir julle in die hande? Is daar social media page, skakel die skool, stuur hulle e-mail deur, hoe werk hierdie storie? Ja, ons het 'n website. Okay. Ons het 'n website. Ek sal dit weer vir jou deurgee. Ja. Ja, maar ek dink 'n oproep, e-pos, baie van die mense het natuurlik is op ons Facebook page. Ja, het kan net, of u kan eenvoudig net 'n afspraakie maak en vir ons kom sien by die skool. En ja, soos ons sê, enige hulp, alle hulp, as het sal waardeer word. Jy is welkom om te kom en hande te vat en sodat ons kan kyk wat ons kan maak en ons hoop daai liggie altyd kan laat brand. Die liggie van Laerskool, skool Kloetisville. Wat hy hoop. So interessant, u is 'n oud leraar van die skool. Want op die embleem van die skool is daar kers. Yes. En daai keer sê ek altyd vir die leerders en sê ek nou, kyk nou, die kers is daar, maar daar is nie net 'n kersie. Daar's 'n vlam. Sure. So daai kers is aan die brand. Daai kers move en as jy 'n kers vat en jy steek daai een aan, daai een aan, daai een aan, kan jy daai invloed en daai impak in die hele gemeenskap vat. En dit is een van die goedjies wat opvallend is van hierdie skool en dat dit juist daar is om vir ons daai inspirasie te gee om te sien na daai kers en daai kersvlam te beskerm sodat daar altyd hoop sal wees. Sure. In ons gemeenskap. Julle daar hoor julle direk van meneer Kibo se mond af na ons ore toe. Die vlam sal altyd brand. Al is hier 'n wind, al is hier 'n storm wat kom, die vlam sal altyd brand. Ek dink ek moet eintlik hierdie episode se naam gee, die vlam sal altyd brand. Kom nee, ek klink goed. Wisdom of Solomon signing out, meneer Kibo die hoof van Kloetisville Laerskool wat met alles op pad, nee, hulle is al reeds besig met amazing dinge. En dit gaan net groter gaan. So julle, tot ons weer mekaar sien vir 'n volgende keer. Wisdom of Solomon signing out. Dankie meneer. Dis 'n plesier meneer. Baie Sure, dankie. dit was Thank nou you. baie nice geweest. Ja. Ek het dit baie geniet. So ja, gaan in vrede en sterkte met alles wat julle mee besig is. En ons glo die Vader gaan julle by die hand vat en lei Ja. na waters waar daar is. Ja, as dit hom nodig is. Daar's hy. Dankie meneer, man. Baie Dankie dankie. vir die tyd.